Funksies, so ons begin met die parabool, so ons het in graad 9, net so 'n bietjie terug te blik na die verlede, het ons een funksie gedoen, ons het, ek weet nie of julle kan onthou nie, die reguit lyn gedoen, en ek dink hulle het vir ons gesê, dat die vergelyking van die reguit lyn kan ons bepaal, deur hierdie te gebruik, mx plus c, waarvoor m was die gradiënt, kan julle onthou, het is die gradiënt gedoen, die verandering in y, oor die verandering in x, nou het ons die gradiënt gekry, en die c was die plekkie waar hierdie funksie die y-as gesny het, omdat y is hier en x is hier. So ons het altyd die gradiënt uitgewerk, dan ons het 2 punte nodig gehad, so die koördinate in vervang, en dan kon ons ook c gaan uitwerk het, of c afgelei op die skets. Nou, in graad 10 doen ons die oorblywende funksies, waarvan die eerste ene die parabool is. Okay. En dis hierdie enetjie hier, en hier het ek, nou parabool lyk as volg, ek het nou op hierdie sketsie het ek 'n paar parabole, ek het 3 inteendeel, en ons gaan 'n lot vragies oor dit hanteer, en daar is 'n paar nuwe aspekte, en ons gaan dit hanteer soos ons dit sien, en net vir die begin gaan ek na die 3 funksies, net vir ons met ander kleure highlight, okay, so, kom ons maak die H rooi. Okay, so dis H. Okay, kom ons maak die F, wat hierdie ene is. Hy is F hier. Die enetjie. En ons maak die G groen. En kom ons skryf met hier soos G. Okay, nou gaan ons van hier af al die vrae hanteer, en kom ons kyk wat gebeur. Okay, so hier is die vragies, en hulle sê in die begin, hulle sê bepaal die koördinate van A, B en C. Kom ons kyk waar is A, B en C. So A, B en C kan julle sê is punte op die blou funksie, né, wat die F-funksie was. So kom ons werk nou net in blou met hierdie. So ons gaan met hierdie funksie werk, en julle moet onthou dat hierdie f van x is eintlik net 'n voorstelling van my y-waarde. So kom ons skryf dit so. So f van x is dit. Y is gelyk aan min x kwadraat plus 9. En hulle sê bepaal die koördinate van A, B en C. Nou A, B en C is punte op my f van x funksie. Maar dis ook, en as julle mooi kan kyk, A byvoorbeeld is 'n punt op die y-as, en B en C is punte op die x-as. Nou gaan ons dit hanteer. So ons gaan dit nou sommer hier in die kant doen. Ons gaan met 1 begin, en ons gaan sê, goed, kom ons skryf eers die funksie neer. Die funksie is y is gelyk aan min x kwadraat plus 9. En dan gaan ons gou A uitwerk, en A het ons gesien is 'n punt op die y-as. Daarom gaan ons x gelyk aan 0 maak. Julle kan dit onthou van die reguit lyn, ons het dit die dubbel afsnit metode genoem, waar jy x0 maak op die y-as, en waar jy y0 maak op die x-as. So, ons gaan x0 maak, want ons soek 'n y-waarde. So kom ons doen dit. Ons stel gou x gelyk aan 0, so y is gelyk aan, ons verander gou die x in 0 in, en as jy hierdie gaan uitwerk, gaan dit net 9 wees. So ek het 'n punt, hulle het gesê bepaal die koördinate van A, B en C, so ek gaan dit so mense skryf, so koördinaat van A was, ons het x0 gemaak, omdat die x-koördinaat kom altyd eerste, en toe kry ons y as 9, ons het net uitgewerk, en daar is my A-koördinaat, eintlik baie maklik. Nou gaan ons gou die tweede deeltjie doen, en ons gaan die B-koördinate uitwerk. Ons gaan weer eens, y is gelyk aan, ek het nou weer vergeet wat hy is, min x kwadraat plus 9, en wat het ons gedoen? Ons het die keer, ons punt B en C is punte op die x-as, so ons maak vir y 0, stel net gou vir y gelyk aan 0, en kom ons doen dit, ons sê 0 is gelyk aan minus x kwadraat plus 9, so ons kan een van 2 gedoen, ons kan, omdat dit is baie moeilik om te faktoriseer met
met 'n negatiewe x kwadraat, inteendeel is onmoontlik. So wat ek gaan doen is, kom ons gooi alles aan die ander kant toe. As jy wil, of jy kan regdeur deel met 'n minus, as ek alles oorvat aan die ander kant toe, want ek mos dit. So die min x kwadraat het 'n positiewe x kwadraat geword, die plus 9 het 'n min 9 geword, want ek het alles oorgevat na die ander kant toe. Okay. Nou kan ek faktoriseer. En die is die verskil van kwadraante die mos, of kwadrate, of vierkante, jy het ook al wil noem. So x is gelyk aan plus 3, of x is gelyk aan min 3. En dan het ons die of-somme altyd gedoen, kan julle onthou. So x is gelyk aan min 3, of x is gelyk aan 3. En nou het ek koördinate. Nou dink 'n bietjie. Ons het gesê hierdie is 9, so kom ek vul dit maar net in vir hierso. So gaan net sê hierdie is 9. Sal dit sin maak as ek sê, okay, die twee koördinate hier is min 3 en 'n positiewe 3. Dit maak so sin. Okay, so ek het B se koördinate. B is x is min 3 en dit het ek mos vir y 0 gemaak en C se is x is 3 waar ek ook vir y 0 gemaak het. Okay, julle, so kom ons kyk gaan na vraag 2. So ons het nou vraag 1 alreeds gehanteer. Kom ons begin na vraag 2 toe. Hulle sê, bepaal die waardes van x waar f stygend is. Nou, f is mos nou hierdie bloue. En ek gaan nou 'n ander kleurtjie moet gebruik, want ek wil nou vir jou wys wat ons doen. Kom ons gebruik sommer pers. Waar is hy stygend? So ons kyk altyd van links na regs. So hierdie grafiek is stygend van hier af tot en met die draaipunt. En van daar af is hy dalend. Maar wat jy moet onthou is, onthou op daai draaipunt, is hy stationêr. Met ander woorde, as ek so kyk, tot by die draaipunt, net voor die draaipunt, daar's 'n plekkie daar, waar hy stil staan. So dit sal altyd stygend wees van links tot regs, net tot voor daai draaipunt. Nou, hoe sê ek dit? Kom ons vind dit hier uit. So ons gaan sê, dat ek net gaan na my blou toe gaan. So dis al die x-waardes van links af tot en met daai draaipunt. Nou, ons het daai draaipunt uitgewerk, x was 0 gewees. So ons kan 'n paar goed sê. Ons kan sê x is 'n element van, dis 'n metode, enige iets van negatiewe infinity af, want negatiewe infinity lê hier, tot en met die 0, maar hy sny nie 0 in nie, so ons gaan 'n ronde hakie gebruik het. So as hy 0 ingeslote was, dan sou ons so geskryf het, vanaf negatiewe infinity tot en met 0, en dan sou ons 'n blokkie gemaak het, want dan is 0 ingesluit. Maar hy is nie ingeslote nie, want op daai punt is hy stationêr, hy is nie stygend of dalend nie. So dis die een manier om te skryf. Die ander manier om te sê, dis eintlik maklik, x is net kleiner as 0. En daar's nie is gelyk aan daarby nie, want hy's nie is gelyk aan ook aan 0 nie, hy is kleiner as 0. So dis die twee metodes, gebruik jy onderwyser se metodes. En skryfwyse, so daar's twee maniere om dit te skryf. Die een is 'n intervalnotasie en die ander is versamelingsnotasie. So gebruik die ene wat in die klas hanteer. Kom ons gaan na nommer 3 toe. Nommer 3 praat van G en G is groen, so kom ons gaan na groen toe. Hulle sê, en dis nou hierdie enetjie hier, die waardes van x waar G dalend is. Nou kom ons maak dit ook aan 'n kleur. Ek gaan nou weer pers gebruik. Hier is G. Nou dis dalend. Nou onthou daar op daai punt hierbo, heel bo, is hy nie ingeslote nie, né? So ons kan weer twee y's gebruik. Ons kan sê x is 'n element van, kom ek skryf dit 'n bietjie boontoe in groen. Ons kan sê x is 'n element van enige iets van 0 af die keer. En onthou nou, dit gaan tot by positiewe infinity. Alles van 0 af, want dit gaan alles oor die x-waardes. Jy moenie vergeet nie, dit gaan oor die x-waardes. Alles van waar x 0 is tot en met positiewe infinity, dis die 1y, of as ons wil sê, x is groter as 0. So die een manier wat jy wil gebruik, die een wat jy in die klas doen, dis die een wat ons gaan gebruik. Julle, so kom ons kyk hier nommer 4, hulle sê, bereken die maksimum waarde van f en g. Nou, hierdie is eintlik 'n maklike konsep. Wanneer ek 'n frowny face parabool het, een met wat so dis byvoorbeeld 'n negatiewe x kwadraat, né? Dan is dit 'n frowny face.
dan sal dan hy 'n maksimum waarde, en dis op die draaipunt. Wanneer dit 'n smiley face is, sal hy 'n minimum waarde hê. So hulle praat hierso van 'n maksimum waarde van F en G. So dit beteken wat is die maksimum, waar's die draaipunt van F en G? Nou F was die bloue. So ons gaan sê die maksimum, die max van F is gelyk aan, en dink 'n bietjie, F was die bloue, so hy het gedraai by 9, en die max van G is gelyk aan, en waar draai hy y? Omdat ons kyk na die y-waardes, so sy max is op 0. Okay? Hulle sê bepaal die draaipunte van F en G. So, dit is nou hierdie nommer 5. So hulle sê bepaal die draaipunte. So ek gaan net gaan hierdie uitvee net om spasie te maak. So die draaipunt, so ons sê, so die draaipunt van F, nou, wat is sy draaipunt? Kan jy nou onthou? Ons moet dit onthou, ons moet in koördinaatvorm skryf, né? So hy is, jy skryf altyd die x en dan die y, en die draaipunt van G is 0 en 0, né? So jy gaan net gou dubbelpuntjies hier insit. So die draaipunt van F is 0 en 9 en die draaipunt van G is 0 en 0. Okay, nommer 6. Vir die vergelyking van die simmetrie van F. Ek gaan nou weer terug na blou toe, want ons werk nou met die blou, hè. Wat is die vergelyking van die simmetrie van F? Nou, om vir jou van die simmetrie, onthou, simmetrie het ons gedoen al van laerskool af. Jy moes allerhande goed simmetries opdeel. Nou dink 'n bietjie, as ek 'n parabool het hier, waar sal hy simmetries wees? Reg daar op die draaipunt, né? So hulle soek die vergelyking van die simmetrie. Nou kom ons kyk na die bloue. So dis 'n lyn wat afgaan. Ek gaan hom nou in 'n ander kleur maak. Kom ons maak hom sommer geel. Hierdie lyntjie hier wat ek nou in geel doen, hy sal daai F se simmetrie as wees. En onthou, 'n lyn wat afloop, sê ons altyd, ek het net weer in blou doen, dis x is gelyk aan, en waaraan is x gelyk? X is gelyk aan, waar sny die x as? Hy sny hom by 0. Julle, so ons gaan nommer 7 doen. Kom ek maak dit bietjie skoon hierso. Ons vee al daai goedjies uit. Dan met die sketsie ook so bietjie skoon maak. Hulle praat hiervan by nommer 7 waarde en definisie versamelings. Nou dis 'n bietjie van 'n triekie konsep. Waardeversamelings verwys na al die y-waardes en definisie versamelings verwys na al die x-waardes. So waarde, gaan net hierso skryf, waarde verwys na al my x-waardes, y-waardes, en definisie verwys na al die x-waardes. Die Engelse praat nie van waardeversameling nie, hulle praat van range, en dan die definisieversameling noem hulle die domein. So partykeer kom maar van sulke van die woordjies in, jy moet net onthou, waardeversameling is y, in Engels is dit range, en dan in definisieversamelings in Engels domein. Okay, maar nou, wat beteken dit? Dit beteken, ek het nou 'n parabool hier, en ek gaan hom 'n bietjie platter teken. Dit is makliker om te verstaan. So kom ons kyk gou eers na die definisieversamelings, al die potensiële x'e wat hier kan ingaan. Dink 'n bietjie. Hierdie gaan na negatiewe infinite toe, en hierdie gaan na positiewe infinite toe, en onthou my y-as lê hier. Nou vra hulle eintlik, wat se x-waarde kan ek hier insit? En ek kan hierdie x insit, hierdie x, hierdie x, hierdie x, hierdie x, hierdie x, kan ek verder gaan? Ek kan, want hierdie parabool hou vir ewig en ewig aan. Ek kan al daai x-waardes insit, ek kan ook al hierdie x-waardes insit. Ek kan nie al die y-waardes insit nie. Kyk, kom ek maak dit 'n ander kleur. Kom ek maak dit so in pink. Ek kan al hierdie y-waardes insit. Dis perfek. Die parabool is dan, dit word, hierdie y-waardes cover hierdie parabool, alles van die draaipunt af, maar niks bo nie. Ek kan nie verby die draaipunt gaan nie, want as ek bo die draaipunt gaan, dan is daai y-waarde is nie reg nie, né? So alles in met tot en met daai draaipunt. So hoe skryf ek dit nou? So daar is 'n paar maniere om dit te skryf, en jy moet kyk weer eens na jou onderwyser met sy metode. So hierdie is dan nommer 7. So ons kan skryf. So kom ons doen eers die definisie maar versameling maar. Die definisie is ons al my x-waardes. So ons gaan sê x is 'n element van alle reële getalle.
want dit kan enige X wees, of, en party onderwysers verkies dit, hulle sê D is gelyk aan die definisieversameling, is gelyk aan, en dan sê hulle, alles van negatiewe infinity af tot by positiewe infinity, alles ronde hakies beteken, dit sluit dit nie in nie, al sluit infinities in, maar ons weet nie waar eindig infinities, dit is hoekom dit altyd ronde hakies is. So ek dink hierdie is meer aanvaarbare manier, party skole verkies dit, so wat jy ook al wil doen. So dis al die definisieversamelings van 'n parabool, en dit sal altyd so bly. Nou die waardeversameling, en die waardeversameling is al die y-waarde, so dan sal ons sê y-element van, of waardeversameling is gelyk aan. So een van twee maniere, so kom ons kyk 'n bietjie wat is die waardeversamelings. En hulle soek dit eers van F, né? F. So die F was, hierdie sal nooit verander nie. Hierdie stukkie sal net nooit verander by die parabool nie, dit bly altyd so. Dis die waardeversameling wat gaan verander, want dan af, as jy na die pin kyk in die regterkant hier, dan af waar my draaipunt is. So as ek hierna kyk, dis alles onder daai draaipunt. En hoe skryf ons dit? So ons gaan sê X is 'n element van, en dan kan 'n ou skryf, dit so skryf. Jy gaan nie net eers die draaipunt noem, ons skryf in hierdie definisie en waardeversamelings altyd my kleinwaarde eerste. So alles van negatiewe infinity tot en met 9, maar die keer sal dit 'n blokhakie wees, want die parabool draai op 9 en hy sluit dit in. So dis die een manier om dit te skryf. Alles van negatiewe infinity tot en met 9. So dis die een manier om ons kan sê, of ons kan dit so skryf, ons kan skryf W is gelyk aan, en dan kan ons skryf minus infinity tot by 9, onthou dis hierdie keer 'n blokhakie, omdat dit ingeslote is. So kyk net weer eens, wil die juffrou hier met sê X element van, of Y element, of wil sy met net sê DX, of wat ook al. Skryfwyse is alles, soos wat jou onderwyser dit doen. Ek hou van hierdie, ek hou werklik van daai, maar weer eens volg jou onderwyser, so hierdie was vir F. Nou, maar ons moet ook G sin doen. Nou G was die groene, kom ons doen hier langs aan, kom ek change na groen toe. So ons gaan sê by die groene, ons kan weer sê X element reël as jy wil, want hierdie verander nooit nie, of ons kan sê D is gelyk aan, een is van negatiewe infinity, daar is lelik geskryf, negatiewe infinity tot by positiewe infinity, altyd ronde hakies by infinities, of ons skryf Y element van, en onthou dis nou die groene, so alles van negatiewe infinity af, tot en met daai draaipunt, en daar was dit 0 gewees, en onthou by die parabool, die definisie, die waardeversameling sluit die 0 in, so dis een manier. Die ander manier hoe ons kan skryf is, waardeversameling is gelyk aan, alles van negatiewe infinity af, tot en met 0, en ons kan dit so in 'n blokkie insit. So dis een van die twee, albei van hulle is korrek, onthou stiek by jou onderwyser se metode, né? So skryfwyse bedoel ek. Okay, hulle sê hierso by nommer 9, hierdie keer gaan ek dit nou in rooi doen, want ek dink hulle praat nou vir die eerste keer van H, het is reg nie begin rooi gedoen, so ek het net gou hier in rooi gemerk. Hulle sê, bepaal die vergelyking van H, as Hx gelyk was aan minus Gx plus 12. So, Hx is gelyk aan, kom ons kyk wat Gx is, ek wil dit net gou hierbo neersit, Gx was, Gx, ek net hier vir jou neerskryf, was min x kwadraat. Nou sê hulle, Hx is 'n minus Gx, so dis 'n minus, die minus x kwadraat, ja? En dan moet jy nog 12 bytel. So dis eintlik wat hulle sê Hx is f van x, maar daar's 'n minus voor hom, en jy moet 12 bytel, so jy doen presies wat hulle vir jou vra, en dan kan ons dit net vandag gaan uitwerk. 'n minus maal 'n minus is 'n positief, so dis kwadraat, positiewe x kwadraat, en plus 12, so dit sal my Hx wees. Eintlik nie te moeilik nie, dit vat baie oefening die. Ek hoop jy kry baie huiswerk by jou onderwyseres, oefen hierdie goed in. Okay, so nou sê hulle in vraag 9, bepaal die vergelyking van P, en waar is P, dis hierdie ene, kom ons merk hom ook in 'n ander kleur, gaan hom hier ook in pink doen, so dis die enetjie hier, en dan hy pyl op die punte, so hy gaan vir ewig en ewig aan, en kom ons kyk wat is die vraag wat hulle opvra, kom ons maak dit hierdie alles skoon,
hier alles uitvee en kom ons kyk wat vra hulle by 9. Die vergelyking van P as ook die waarde van die gradiënt. Nou hier is 'n belangrike konsep. As ek 'n vergelyking soek van 'n reguit lyn wat hy het nie 'n gradiënt nie, hy loop so dwars of hy loop so. Maak nie saak nie. Ek wil net sê hier is my x en my y as, ek het dit geteken. Okay. En ek praat nou juist van hierdie enetjie hier. Kom ek maak hom in 'n ander kleur. Ek praat nou van daai enetjie. Nou kan jy sien, hy sny hierdie lyn sny my y as. En daarom sal daai vergelyking y is gelyk aan wees en hange waar hy hom sny. So kom ons sê hy sny om 2, dan sal ons gesê y is gelyk aan 2. Hierdie enetjie hier sny my x as. So hy sal x gelyk aan enige waarde wees wat is, kom ons sê hy sny op -2, dan sê hy -2 gewees het. So enige lyn af is altyd x is gelyk aan -2 of min wat ook al, en enige lyntjie horisontaal sal dan y is gelyk aan wees. So hulle sê hier, die vergelyking van P waarvoor die bepaal die vergelyking van P, hierdie pink lyn, waar sny hom? So ons weet dit. Dis wat ek het in pink doen. So ons weet dis x is gelyk aan, maar waar sny hom op die x-as? En kyk mooi, hy sny op -3, so dis net x is gelyk aan -3. So is eintlik nie glad nie moeilik nie. Die volgende deel van die vraag hier is eintlik die moeilike deel, die waarde van die gradiënt. Nou, dink 'n bietjie as ons die gradiënt gaan uitwerk het. Is y minus y op x minus x, en as jy al daai punte, as jy punte gaan insit by so 'n lyn wat afloop, sal jy altyd sien hier onder sal 'n 0 kom, en daarom is dit ongedefinieerd. So hierdie waarde, hierdie gradiënt van enige lyn wat afloop, wat letterlik loodreg afloop, is altyd ongedefinieerd. Dis altyd so. Die waarde en definisie versamelings van P, dis nou hierdie enetjie hier. Hulle soek die waarde en definisie versamelings van P. Nou, waarde het ons mos gesê is altyd y element van. So dis alle potensiële y-waardes. Nou kyk na hierdie ene. Hy gaan vir ewig op en ewig af onder toe al die y-waardes. So hy is net y is element van en hy gaan vanaf negatief infinity. Skryf altyd jou kleintjie eerste en die grootte reg, so enige iets van daar af. As jy wil, daar's 'n ander manier om te skryf. So dis mos die waardeversameling wat al die eie is. So ons sê waarde is gelyk aan en alles van af negatief infinity tot by positief infinity. Onthou, gebruik jy onderwysers se skryfmetode. En dan definisieversameling. Definisieversameling is al die x-waardes. Nou hierdie is bietjie triekie. So kom ons kyk wat is sy x-waarde. Sy x-waarde is net -3. Hoe gaan ons dit skryf? Ons gaan sê die definisieversameling is gelyk aan en hy kan net een getal wees, so ons gaan sê dis -3 en ons gaan hom toemaak so na hakie. En dis die enigste manier, daar is net een waarde en dis sy definisieversameling. Ek hoop jy dat hierdie geniet.